Ok, dit gaan nou 'n bietjie meer ingewikkeld raak. So met die vorige voorbeelde wat ons gedoen het, het ons elke keer 'n mooi konstante nommer of waarde gekry vir x. So ons het dit x die vergelyking gemanipuleer. Byvoorbeeld, ons het gehad sê nou maar x plus 5 is 7 en ons het x alleen gekry aan die een kant en ons het 'n mooi antwoord gekry. Ons almal was emosioneel stabiel want ons het 'n antwoord gekry en dit was 'n nommer en ons was happy want nommers maak sin. Maar partykeer dan vra hulle vir jou, "Hey, jy moet x in terme van iets anders te skryf." So in hierdie geval kan hulle dalk vir ons sê, "Skryf x in terme van y." Nou wat beteken dit? Dit beteken net x moet alleen wees, soos wat ons gewoond is, en ons moet hom net al die ander goed, whatever die ander goed is, moet ons net oorkry. Nou net soos wat ek hier gesê het, okay, wel, ek minus 'n 5 aan al twee kante, gaan ek nou net in plaas van 'n 5, gaan ek 'n y minus aan al twee kante. So al wat hier gaan gebeur is, ek gaan kry x is alleen, en dit word 7 minus y. So nou is x in terme van y. Ek skryf nie noodwendig x is in terme van 7 en y nie, dis maar net x is in terme van y. Want dit is eintlik, as ek nou 'n y waarde het, is dit baie vinniger om die x waarde uit te werk, want in hierdie een vat dit bietjie langer. As ek vir jou sê x is 5, dan moet jy nou 5 insit, en dan moet jy hom oorvat, en dan is dit minus, en dan o en a. Maar in hierdie geval is dit net soos, y is 5, en dan boom, maklik, dan het ons x se waarde. So, in terme van beteken maar net iets is die onderwerp, as ek dit so kan sê. So, kom ons maak silly en kom ons sê a plus b is c. In hierdie geval, c is in terme van a en b, laat ek dit net anders skryf. Kom ons skryf c is gelyk aan a plus b. Hierdie twee goed is dieselfde, né? So in hierdie geval is c geskryf in terme van a en b. So dit beteken maar net in terme van is die res van die goed. As ek hierna kyk, kan ek a in terme van b en c ook skryf. So ek kan a alleen kry. En wat sal ek doen? Ek sal b aftrek aan albei kante, né? So a in hierdie geval a in terme van c en b. Of b kan ek skryf in terme van a en c, en dit word maar net c minus a. So dis al wat dit beteken. Dit beteken net a is die onderwerp, of a is alleen, of b is alleen, of c is alleen. So dis eintlik al wat hulle vir jou vra. As hulle sê, skryf hierdie ding in terme van iets anders, dan beteken hulle net daai ding wat hulle in terme wil hê, moet net alleen wees aan die een kant van die is gelyk aan, en al die ander goed, of dit nou konstantes is, en of veranderlikes is, of whatever dit is, dit kom net alles aan die ander kant. En ja, dis nie 'n mooi antwoord nie. C minus A is nie mooi soos 2 nie. Jy weet, so 2 is net soos lekker, nice. Maar hierdie is nou net soos 'n weird ding. Maar dis okay, ons gee maar net daai weird ding vir hulle as 'n antwoord, en dan sal hulle baie bly. So, ons hou hulle maar net bly. Cool, so kom ons kyk gou na 'n bietjie meer eenvoudige, wel nie meer eenvoudig nie, meer ingewikkelde een. So kom ons sê ons het 2x plus y is gelyk aan 10, en hulle vra vir ons, hey, skryf x in terme van y. So nou gaan ek dieselfde doen soos wat ek nog heeltyd doen, behalwe y is nou nie 'n mooi getal nie, so ek gaan nie y mooi kan aftrek van 10 af nie, maar ek gaan nog steeds y wegkry. Ek gaan nog steeds die x probeer alleen kry, so ek gaan nog steeds die y aan al twee kante aftrek. So ek het 2x is gelyk aan 10 minus y. En nou, die probleem is ek het nou 2x, maar ek wil nie weet wat's 2x nie, ek wil weet wat's x. So wat het ons gewoonlik gedoen? Ons deel net deur 2, en whatever ek aan die een kant doen ek aan die ander kant. So hierso is x, daar is net weg, en dan is dit 10 minus y op 2. Ja, ek weet, dis nie 'n mooi antwoord nie, dis nie 'n konstante antwoord nie, maar x is nou in terme van y. So ek volg presies dieselfde jy weet, pad wat ek nog heeltyd gevolg het, maar y is nou net nie 'n mooi getalletjie wat ek berekeninge mee kan doen nie. Y is nou net 'n veranderlike, so ek manipuleer maar net die vergelyking op dieselfde manier. In die volgende video's gaan dalk nog so 2 maak, dink ek. Gaan ons kyk na manipulasie van vergelykings waar hulle sê skryf iets in terme van iets anderste. Dit is bietjie moeilik, maar ek dink ons sal dit kan doen.